Goeiemôre gemeenskap van gelowiges, dit is vandag donderdag, die 19de Maart 2026. En hierdie hele week is ons besig met Romeine 7 vers 15 tot 25, die eerste gedeelte daarvan. En dan nou vanoggend die uitroep van 'n mens wat hulp nodig het. Paulus kom by baie sterk, eerlike woorde. En hy sê in Romeine 7 vers 24, ek, ellendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Nou, 'n mens kan amper, wanneer 'n mens hierdie woorde lees, 'n stuk emosie in hierdie woorde hoor. En as 'n mens Paulus se briewe lees, en as jy ook lees soos wat dit opgeteken is in sy toesprake, dan kom mens agter maar Paulus is nie 'n baie emosionele mens nie. En tog is hierdie nie net 'n stelling nie. Dis amper asof dit 'n uitroep is, 'n noodkreet. Asof Paulus op 'n punt gekom het waar hy sê, ek kan nie meer so aangaan nie. Ek kan nie hierdie stryd alleen wen nie. En wat hier gebeur is eintlik baie belangrik. Tot op hierdie punt beskryf Paulus die stryd, die heen en weer, die wil en die wil en die doen wat nie by mekaar uitkom nie, die sonde wat te hou vaskry, maar nou gebeur hier iets anders. Plek van om dit net te beskryf, is dit nou 'n uitroep. Wie sal my verlos? Met ander woorde, hy kyk nie meer na binne in homself en vir die antwoord nie. Hy begin te besef, die oplossing lê nie in homself nie. En dis 'n groot oomblik, want baie van ons spandeer baie tyd om self die oplossing te probeer wees. Ons probeer harder, ons probeer beter doen, ons probeer onsself regmaak. Maar Paulus kom op 'n plek waar hy besef, ek gaan dit nie self regkry nie. En eerlik gesê, dis vir baie mense 'n moeilike plek om te bereik. Ons hou daarvan om dinge onder beheer te hê. Ons wil graag glo dat ons eie lewe bestuur. Ons wil nie maklik erken dat ons hulp nodig het nie. Maar die evangelie bring ons juis na hierdie punt toe. Dit wys vir ons, daar is sekere dinge wat ons eenvoudig nie self kan regmaak nie. Die probleem van sonde is nie net 'n swak gewoonte nie. Dis nie net 'n gebrek aan dissipline nie. Dis iets dieper, iets wat ons nie met wilskrag kan oplos nie. Dit vra vir God se ingryping. En dalk is dit die vraag wat hierdie gedeelte vir ons los, om oor te dink. Waar in my lewe probeer ek nog alles self regmaak? Waar hou ek nog vas aan die idee dat ek dit op my eie kan hanteer? Want hier is die ironie van die geloof. Die oomblik wanneer jy begin sê, Here, ek kan nie meer nie, is jy eintlik baie nader aan die antwoord as wat jy dink. Wanneer jy begin vra, wie sal my red, dan begin jy oopraak vir dit wat God wil doen. Paulus se oproep is nie die einde van die storie nie. Dit is die keerpunt, die omdraaipunt. Want nou is hy reg om die antwoord te hoor. Nou is hy reg om na buite te kyk, na God toe. En miskien is dit waar geloof regtig begin. Nie waar jy alles reg het nie, maar waar jy eerlik genoeg is om te sê, Here, ek het U nodig. En dis nie swakheid nie. Dis die begin van genade. Here, onse Here, as ons na onsself kyk, wil ons tog so graag alles doen, beheer oor hê, self besluit. Maar as ons regtig moet erken, dan was Paulus die een wat eerlik is, en wil ons ook so eerlik wees. Here, ons het U nodig. Ons kan nie uit onsself uit nie. En daarom kom ons ook vanmôre broos, ontbloot en sê, Here, ons kan nie, maar U kan. Help ons om so ten volle aan U oor te gee. Help ons om, wanneer ons dit doen, die versekering te kan hê en voel en ervaar,
dat U die een is wat in beheer is en nie ons nie, maar dat U ook nie by ons sonde stil staan nie, want U genade is vir ons genoeg, en daarvoor is ons dankbaar. Ons is dankbaar vir U, Here Jesus, vir wat U vir ons gedoen het. En dan bid ons hierdie woorde in U naam, die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.